gees, en die wat hom aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. Dit is 'n beginsel wat verskriklik belangrik is. Dat jy kan leer om in die gees te worship. Dat jy kan leer om, ek wil amper sê, jou verstand uit die pad uit te kry. Dat jou gees met God se gees kan kontak maak. Want jy het die karaktereienskappe van die Here. Jy het die karaktertrekke van die Here. Weet jy tree op volgens jou karakter. Jy kan nie buite jou karakter optree nie. Jy is net so. Jy gaan maar net sekere goed altyd so doen. En ons aanvaar jou maar so. En dit is nou maar, dit is, ek hoor 'n amen. Want dit is hoe die Here jou mekaar sê. Ek praat nou nie van negatiefs nie, ek praat nie van sonde nie. Ek praat van, die Here het spesiale goed in jou belê, maar nou sê hy, dis belangrik dat jy sal leer om te aanbid. As jy die psalms lees, dan sien jy Dawid het geleer om te aanbid. Maar nou kom hy verder in die Nuwe Testament en hy sê, om te aanbid is belangrik, maar daar kort iets. Julle moet my in gees en in waarheid begin aanbid. Weet julle, mense hou nie altyd van die waarheid nie. Ek het so gelag, een aand, nou toe ons wel in die veld is, nou sit ons daar, nou praat die manne, die ouens is almal omtrent amper my ouderdom, en nou praat die een ouer, ek weet nie wat gebeur nie, maar as jy seker ouderdom kom, dan praat hulle skielik van cholesterol en al sulke nonsens. En nou vertel die, nou sit klein Emmaatjie, sy is die enigste kind nou daar, sy sit met dat tablet, sy mind her own business. Nou sit sy daar. En die eienaar van die plaas vertel hoe hou hy van vet en vetvleis, en hy het nou net gesê van sy probleem. En hy vertel al die vet, en ewe droog, sonder om op te kyk, sê hierdie 8-jarige dogtertjie, but that's not very nutritional. Daai 2 Noord-Kaap boere skrik vir hulle. Daai een nou sê, ek ken nie sulke groot woorde nie, wat praat jy nou? Dis wat sy is. Vir haar is gesond lewe belangrik. Ek verstaan dit ook nie. Nou, as jy in gees en in waarheid begin aanbid, dan maak jou gees direk met God kontak. Daar's niks tussenin. Kyk, die vyand probeer alles in sy vermoë om aanbidding te stop. Hy wil nie hê jy moet 'n worshipper wees nie. Hy wil nie hê jy moet sing nie. Hy wil nie hê jy moet die Here se naam groot maak nie, want hy weet as jou gees met God se gees kontak maak, gebeur daar groot goed. Berge begin te skuif. Dis 'n geestelike perspektief. Jy kan nie aanhou doen wat jy doen nie. Jy moet sê, Here, my gees moet kontak maak. As ek nou plat kan sê, jy moet ingeprop word in die regte kragbron. Daar waar die krag van die Here vloei, dis waar die Here jou wil hê. So want hierdie gesprek, ek ken die geskiedenis en jy weet waaroor dit gaan. Waar moet hulle aanbid? En die Samaritaanse vrou sê, waar is die regte plek om te aanbid? En weet jy, vir baie lank stry mense, watter kerk is die regte een? Wie preek die regte evangelie? Nee, maar julle preek die waarheid, maar ons het die waarheid. Weet julle, dis heilige nonsens. Wat saak maak is, kan die mense wat in die kerk sit, die Here in gees en in waarheid aanbid? Kan hulle die Here begin loof en prys, waar jy net meegevoer raak, wil ek amper sê, deur die krag van die Here, deur die salwing van die Here. Die mens is gemaak om te aanbid. Dis in jou wese. Mense sê, ek kan nie aanbid nie, want ek kan nie sing nie, jy verstaan nie aanbidding nie. Het gaan nie oor hoe musikaal korrek jy is nie, maak jou gees kontak, dis wat saak maak. Jy sien, ek moet net oorgelewer wees aan die Here. Dit gaan ook nie net oor die musiek nie. Dit gaan oor, is jou gees ingestem. Ons kan die beste orkes in die wêreld hê, as jou gees afgestomp is, gaan jy nie die Here ontmoet nie. Jy gaan uitstap en sê, ag, daar's ook maar nie veel daar nie. Maar as jou gees ingestem is, dan ontmoet jy die Here. Een van my dosente het altyd gesê, ou Dr. Moller het gesê,
as jy reg ingestem is, sal jy in elke diens iets van die Here ontvang. Elke diens. Maak nie saak of jy van die sangleier hou of nie. Maak nie saak of jy nie van die pastoor hou of nie. Dis onbelangrik, maar jy wil net met die Here kontak maak. En dit is wat hierdie vergeet van Gerizim, vergeet van die berg Gerizim, vergeet van die tempel in Jerusalem, vergeet van al daardie goed, in gees en in waarheid. Sien, Jesus koppel nie 'n plek nie, want ons verheilig plekke. Jy staan op heilige grond. Ek het so groot geword. Kerk is heilig. Jy gedra vir jou. Jy praat nie hard nie. Jy sit stil. En jy bly stil. Jy mag sing, maar dis dit. Maar as jou Bybel val, gaan jy die hemel mis. Want dis heilig. Julle het almal so groot geword. As jy op 'n Sondag brei, steek jy die Here in sy oog. En intussen sê die Here, aanbid my met alles wat in jou is. Aanbid my met dit wat ek in jou gesit het. Hy sê in gees, die Heilige Gees kom in jou en hy maak jou gees lewend, dat jy net kan begin aanbid. Jy het 'n begeerte om die Here te aanbid. Dis eintlik maar die hoofdoel van musiek in 'n kerk, om mense in aanbidding te lei. Dat hulle by die Here kan uitkom. Maar eintlik moes jy al by die Here uitgekom het voor jy hier kom. Jy moet net die heerlikheid van die Here ervaar. As jy sing, God is so good, en dan gebeur niks in jou binneste nie, dan het jou gees afgestomp geraak. En dit is hoekom ons naby aan die Here moet kom. Weet, elke keer as ons sing, Come Holy Spirit, dan voel ek in my gees, Here, ek het hierdie begeerte om meer van U in my binneste te hê. Here, ek wil nader aan U kom. En dit is hoekom ons sê, kom Heilige Gees. Want jou liggaam kan jy niks aan doen nie. Die ding verouder. Of jy nou daarvan hou of nie. As jy oor 65 is, dan gaan jy met pyne wakker word. Ek moet net die ouderdom reg kry. Dan gaan jy in pyn wakker word. Want die liggaam is besig om te sterf. Jy is eintlik besig om dood te gaan. Jy sê, pastoor, nou preek jy negatief. Nee, dis baie positief. Maar jou gees kan nie sterf nie. Jou gees bly niet. Daarom, as die Here kom, dank die Here, hierdie liggaam gaan nie saam nie. Dank die Here daarvoor. Jy's herskep, maar jou gees bly lewend. Daarom sê hy, en julle sal my in gees en in waarheid om. Eksodus 4, vroeg in die Bybel sê, en toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israel ag gee. Nou dis Jerigo nou, en hulle ellende aangesien, het hulle in aanbidding neergebuig. Toe hulle hoor God doen iets. As die wêreld hoor hoe die Here jou seën, buig hulle in aanbidding. Dis hoekom die Here jou seën, sodat die Here verheerlik sal word. Baie keer word jy siek, en God is nie die outeer daarvan nie. Dis die gebrokenheid van die wêreld. Maar as daar genesing plaasvind, gaan dit oor God. Hoe groot is God? Hoe wonderbaar is die Here? Ek het vir u vertel, ek het 'n man, of ek weet nie of ek vir u vertel nie, en wat van Jan Kemp af gekom het, toe bel hy, dis sulke, hy het daarom AGS toe gekom, toe ek in Jan Kemp was, maar hy's nie AGS nie. Sy vrou is AGS, hy's in die NG Kerk. En toe het hy een preek geluister wat sê, as jy nood het, bel die manne van God. En hy sê vir sy vrou, bel vir Lukas. En ek ry hospitaal toe. En ek weet eintlik wat ek vir jou sê nie, want hy was maar bitter selde in die kerk. En hy het groot operasies in sy gesig gehad, en hy was in ICU, en daar was probleme, en ek bid. En ek sê, Here, U is die geneesheer. Toe ek nou in Jan Kempdorp kom, toe sê hulle vir my, hierdie ou vertel vir almal hoe die Here hom aangeraak het, nadat jy vir hom gebid het. Hy's by die huis. Al wat ek sê is, dit gaan nie oor Lukas nie, niks nie. Dit gaan oor, hy getuig oor God het 'n wonderwerk gedoen. Nou aanbid ons in gees. As hulle hoor, die Here is op jou, dan buig hulle. Daarom moet God eerste wees. As jy die Here in gees en waarheid wil aanbid, moet God eerste wees. Hoekom sing jy? Vir God.
Waarom kom jy kerk toe? Vir die Here. Waarom aanbid jy die Here? Vir die Here. Want hy is God. God is so groot. Die Here is so magtig. Dit is jou gees wat sê, weet jy hoe groot is die Here? Dis jou gees wat opgewonde raak as jy buite loop en jy kyk na die sterre en jy sê, hoe groot is ons God? Hoe wonderbaar is ons God? Dis nie jou verstand nie, want jy kan dit nie uitdink nie. Jy ken dalk 5 sterre se name. As jy gelukkig is. As jy baie van sterre hou, kan jy dalk heiliglik 3 konstellasies raak sien. En as jy sê, konste wat? Dan moenie worry nie. Dan sal jy nie weet waarvan ek praat nie. En daar's biljoene. En die Bybel sê, hy roep hulle by hulle name. Job sê, hy hou die heelal in sy hand. Nou sê ek, as ek opkyk, dan raak my gees opgewonde, hoe groot is God? So as ek oor die grootheid van die Here sing, dan dink ek daaraan. Ek is maar 'n niks, maar die Here buig neer, so God eerste. So as jy sien, as jy in gees begin aanbid, lei dit tot openbaring. Die Here begin goed in jou binneste oop te breek, en jy begin dit goed waar te neem, en jy begin dit opgewonde te raak oor goed, en jy begin dit God te sien, want sien, as jou gees kontak maak, dan sien jy die heerlikheid van die Here. Die wêreld maak dat mense afgestomp raak. Ek het 'n suster wat by die see bly. En as ek haar bel partykeer, 1 keer in 6 jaar, nee, ek weet nie hoe lank nie. En sy sê, "Hi, bel jou suster so min." En ek sê, "Ai San, hoe gaan dit? Hoe lyk die see?" En dan sê sy, "Wag, ek moet net gou gaan kyk." Maar sy kan uit haar sitkamer uit op die see kyk. As jy daar bly, dan sien jy dit nie meer nie. Pas op, laat ou die heerlikheid van die Here nie begin mis nie. Die Here kan neerdaal in ons kerk en jy kan dit mis. Daarom moet jou gees die hele tyd kontak maak en waarheid opreg voor God. Maar dan moet ek in die teenwoordigheid van die Here leef. Jy sien, die musiekspan moet jou nie in die teenwoordigheid insleep nie. Jy moet in die teenwoordigheid leef. Elke dag, heeldag, waar jy is jy net met die Here besig. Psalm 100 sê, gaan sy poorte in met lof. Loof die Here oor sy grootheid en aanbid hom, want hy's waardig om aanbid te word. En jy het 'n voorreg om dit te kan doen. Die Bybel sê, die skepping vertel die eer van God. Maar weet jy, eintlik kan die voël, ek glo die voël sing vir die Here, maar hulle kan nie die Here loof soos ek en jy nie. Want hulle is nie vrygemaak nie. Hulle is nie nuut gemaak nie. So ons is die enigste wesens op aarde wat God so kan aanbid met alles wat in ons is. Daarom moet ons net sê, Here, ek wil kontak maak, maar om kontak te maak, moet jy naby kom. Om kontak te maak, moet jy naby aan die Here staan. Die woord aanbidding, en ek wil nou nie in Grieks verval nie, is bestaan uit 2 woorde, vrymoedigheid en eerbied en ontzag. Vrymoedigheid om na hom toe te gaan, maar ek eer hom. Ek praat van my God, my Vader, my Verlosser. Ek het ontzag vir hom. Daarom, dit gaan oor 'n gesindheid. Wat is in jou hart? En dit is hoekom die vyand, hy is nogal 'n baie getroue kerkganger. Hy woon elke diens by. Hy mis nie 'n diens nie. Want sy werk is, hy moet sorg wanneer ons begin aanbid, laat jy besig raak met ander goed. Laat jy begin dink oor ander goed. Skielik onthou jy, maar daai ou skuld my mos nog geld. Wat het nou daarvan geword? Of, man, jy skuld my geld en ek sien jy het met 'n nuwe kar hier aangekom. Dis my geld wat jy nou mee. En as jy nou tot verhaal kom, dan hoor jy die pastoor bid. Dan is die worshipdiens verby. Dan het die vyand jou beroof van 'n aanraking van die Here. Hy het jou beroof van 'n ontmoetingsplek. Kom ek sê vir jou, elke keer wat jy die Here ontmoet in aanbidding, gebeur daar iets. Jy
kan nie die Here ontmoet en niks gebeur nie. Al hoe ek dit kan probeer verduidelik, en dit is eintlik nog maar baie oppervlakkig, sekere mense los 'n indruk. As jy hulle ontmoet, dan los hulle net 'n indruk op jou. Jy hou van hulle, nee, dit is nie omdat hulle nou die mooiste in die wêreld is of wat ook al nie. Hulle het net 'n persoonlikheid, ek weet nie wat moet ek het. Die mystici sal nou sê, dis hulle aura. Ek probeer nou al die afgelope 10 jaar uitfigure. Waar sit 'n mens se aura? En ek weet nie, maar hulle sê, ek voel jy het 'n donker aura. Nee, gees tel gees op. Gees maak met gees kontak. As iemand vol is van die gees, en jy kom by hulle, tel jou gees dit op. En dit trek jou na mekaar toe. Dit is die krag van die Here. Daarom moet ons die Here begin soek met alles wat in ons is. Elke dag, heeldag, dis deel van jou bestaan. Jy moet 'n geesvervulde lewe lei. Ek wil Sondag aand preek. Die Here het vanmôre, terwyl ek met hierdie goed besig is, toe gee die Here my op die ingewing van die oomblik 'n tema wat ek Sondag aand wil preek. Hoe lyk 'n geesvervulde mens? Want hulle is anders. Hoe lyk hulle? Niks met hulle klere doen. En ek gaan jou 'n bietjie hokskit. Want ek gaan jou 'n paar goed noem wat jy nie gedink het moontlik is nie. Maar okay, dis eers Sondag. Ons moet nog eers 'n paar ander goed doen voor ons daar kom. So jy moet die Here begin aanbid met alles wat in jou is. Want dit bring jou in die troonkamer. Dit bring jou in die teenwoordigheid van die almagtige God. Kom ek vertel jou 'n geheim. Daar's net 'n sekere orde van die engele wat in die troonkamer toegelaat word. Al die engele is nie in die troonkamer nie. En hulle werk is om te aanbid. Nou sê die woord, en as dit jou nie opgewonde maak nie, jy mag daarin gaan. En weet jy hoe kom jy daarin? Met aanbidding. Met aanbidding. As jy 'n studie oor die engele maak, ek het een keer 'n studie oor die engele gemaak. As jy 'n studie oor die engele maak, elke keer wat ons die Here begin aanbid en die Here se naam noem, val al daai serafs op hulle aangesig neer by die aanhoor van sy naam. En ek en jy het die toestemming om dit te mag doen. Dis hoekom die vyand jou wil keer. Laat jy nie daar kan in nie. Laat jy buite staan en soos 'n, in die ou tyd hulle gepraat van 'n bywoner. Soos 'n bywoner voel, maar intussen sê die Here, jy kan in my teenwoordigheid inkom as jy my begin aanbid in gees en in waarheid. Nie in vorm nie, nie in metode nie, nie op 'n spesifieke manier nie, in gees en in waarheid. Dis waaroor die hele hoofstuk gaan. Nie gegaan oor die plek nie. Dit het nie gegaan oor wie se tempel is die heiligste nie. Dit het nie gegaan oor wie se diensorde is reg nie. Dit het gegaan oor, is jy in die dimensie van die gees? Beweeg jy in die geesdimensie? Romeine 8 sê, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. As jy in die gees wandel, is daar geen veroordeling vir jou nie. Jy kom nie voor die wit troon wat oordeel is nie. Jy verskyn voor die troon van Christus. Wat oorwinning is. Maar dan moet ek leer om die Here te aanbid. God is gees, sê hierdie gedeelte. So as ek wil kontak maak, moet ek sê, Here, ek wil nie net met my woorde begin aanbid nie. Ek wil nie net met 'n melodie aanbid nie. Here, my gees moet kontak maak. Daarom elke keer as ons sê halleluja, sê dit. Die woord halleluja beteken om met 'n helder stem die Here te loof.
om die Here se naam groot te maak. Ware goddelike krag word vrygestel waarin die Gees aanbid word. Weet julle hoe baie, ek is nie 'n genesingsprediker nie, maar weet julle hoe baie het ek al genesing gesien as mense begin worship? Hoe die Here net mense aanraak. Die Here net mense gesond maak. En dis wat ons nou gaan doen. Ek gaan hierdie ander deel van die preek, die ander 7 bladsye volgende jaar, se Woensdag aand, sal ek dit preek. Want ek het klaar 'n plan vir môre aand. Is jy gees dood? Weet jy, daar's baie mense wat dood is. Hulle loop rond, maar hulle is dood. Hulle gees is dood. Of lewe jy? Ek dink ons moet wees in Come Holy Spirit. Maar ek gaan saam met julle bid. Ek gaan julle nou vorentoe nooi. Maar kan jy die Here in gees en waarheid aanbid? As jy dit nie kan doen nie, terwyl ons dit nou sing, dan sê jy, Here, my gees moet kontak maak. Ek wil met U kontak maak. Ek wil nie net sing nie. Ek wil nie net kerk toe kom nie. Ek wil 'n ervaring. En is nie 'n emosionele belewenis nie. Ek is by God. Kom ons staan, dan sing ons in hom. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Kom ons sing dit nog een keer saam. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Loof die Here. Ek voel die Here sê ons moet bid as jy siek is. Terwyl ons sing, toe ervaar ek die Here sê, as jy my vertrou, kan ek wonderwerke doen. Ek gaan vra dat my vrou hier sal namens Roan kom staan, wat in Nederland in die hospitaal is. En ek gaan haar salf in sy plek. Maar as jy vanaand sê, Here, raak my aan, wil jy nie net vorentoe kom nie? Ek gaan die pastore vra om saam met ons te bid. Ek ervaar die heerlikheid van die Here. Ek ervaar die teenwoordigheid van die Here en ek het geloof dat die Here vanaand enigiets kan doen. Want hy is God. Dankie, Here. Ek dink voordat ons vir al die ander bid, kom ons steek net ons hande uit, terwyl ons vir Roan, hy is nou al deur 'n klomp operasies, en daar het nou weer 'n foutjie gekom. En ek sê net, Here, ek aanvaar dit nie. Ek aanvaar dit nie, Here. Vanaand as ek my hande op Connie lê, staan sy in vir Roan. Here, waar hulle nie daai gaatjie kan toekry, waar die brein vog uitlek nie. Here,
Ons maak dit vanaand toe in die naam van Jesus. Ek bid vir 'n wonderwerk. Ek bid vir 'n goddelike ingrype. Here, as die dokters môre in hy saal instap, dat hulle sal sê, ons weet nie wat dit nou gebeur nie. Maar Here, U is God. Here, U het my 'n woord gegee van genesing. En ek staan op hierdie woord. Vyand, jy het geen plek in daardie hospitaal nie. Jy het geen autoriteit oor hy liggaam nie. Ek spreek genesing. Ek spreek vryheid in Jesus naam. En ons dankie, ons eer U. Amen. Terwyl die musiekspan ons lei, kan jy vorentoe kom. As jy graag wil hê ons moet saam met jou bid. Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power.
is my peace. He is my peace, who has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace. He is my peace, who has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. He is my peace, who has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace. Here ek ervaar in my gees, die vyand sê vir mense, jy gaan nooit regkom nie. Ek hoor Here in my gees hoe die vyand vir mense sê, jy gaan altyd sukkel. Daar is nie 'n genesingspad nie. Here, maar ek weerstaan daardie leuen op die oomblik in die naam van Jesus. Ek verbreek daardie houvas van die vyand nou in Jesus naam. En ek spreek vrymaking. Ek spreek genesing. Ek spreek oorwinning. Want daar's oorwinning in die naam van Jesus. Daar's genesing in die naam van Jesus. Dankie Here, daar vind nou 'n genesingswonderwerk in mense se lewens plaas. Here, ek hoor, moenie moed verloor nie. Die werk is besig om te gebeur. Dankie Here vir 'n wonder. Ons loof U, ons prys U, ons eer U. Amen. Loof die Here. Wat kan ons 'n oorwinningsding sing? Iets. What a mighty God. Ek is te bang om dit te sê, want ek sing dit altyd. Kom ons sing, dis oorwinning. Dis oorwinning. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve.
mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Loof die Here. Loof die Here. Die heel aand, en jy kan moed skep, ek gaan nou afsluit. Maar die heel aand ervaar ek net in my gees, die Here sê, moenie die leuen van die vyand glo nie. Moenie die leuen glo nie. Die vyand vertel 'n leuen oor jou toekoms, oor jou liggaam, oor jou finansies, oor jou kinders. Dis leuns. Weerstaan dit in die naam van die Here. En as jy so begin voel, dan sê jy dadelik, ek glo nie die leuen nie. Ek vat oorwinning in Jesus naam. Here, baie dankie dat ons vanaand net so by mekaar kon wees. Dankie, Here. Ek is so opgewonde oor wat U vanaand gedoen het, maar wat U nog môre en oormôre en Sondag gaan doen. Here, ek het hierdie groot verwagting. Here, U gaan mense skud. Salf elkeen nou, Here. Waar ons nou uit mekaar gaan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Môre aand 7:00 mag die Here jou seën en met jou gaan. What a mighty God we serve.